verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Een baie hartelike goeie naand op hierdie Sondag aand, en wat 'n wonderlike voorreg is dit om weer met jou te kan gesels. Hier op Kruiskyk, elke Sondag aand, 8 uur, het ons die voorreg om met jou te kan gesels, daar waar jy jouself bevind. Man, dis so lekker. Baie dankie vir julle wat inskakel op ons uitsendings elke Sondag aand. Ons het mense wat vir ons terugvoering gee. En ek moet daarom nou sê, ek het nou so nie baie lank voor hierdie opname, het ek met my moeder gesels daar in Parys. Ouma Grita, sy is al 88 en sy mis nie ons uitsending, en natuurlijk baie ander op Kruiskykie. Mami, dis lekker dat jy vanaand ingeskakel het, hoor, en ons hoop sommer dat ma dit saam met ons gaan geniet, en so voorreg in elk geval, om saam met jou te kan wees, en dis baie lekker julle ouens, dis regtig 'n baie groot voorreg. Nou voordat ek vir jou gaan lees, wil ek net so bietjie gou met jou gesels. Ons nader ons konferensie wat die 18de afskop April hier in Newcastle KZN by Snips Guest Lodge, Gaste Lodge, en hy is reeds vol bespreek, alle besprekings moet hier my vrou gaan, maar ons maak vir jou plek 18, 19 en 20 April 10 dienste, 10 pastore, en ons nooi vir jou. Mense, as jy nog hou van die ou tradisionele tent Pinkster konferensie, dan moet jy dit nou nie mis nie, hoor. En wat 'n voorreg is dit om met jou te kan gesels. Nou, ek wil hê my vrou moet net die skerm hier agter my dop hou, lyk jy nog reg daar my vrou, want hy agter op die komputer wys jy nou hy's af, maar oké, ons gaan lekker gesels en mag die Here jou seën. Openbaring 22. Lees ek vir jou daar vanaf die 6de vers, Openbaring 22. En hy het vir my gesê, hierdie woorde, dis natuurlik die woorde van die boek Openbaring, is betroubaar en waaragtig. En die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Openbaring begin deur te sê, salig is hy wie die woorde van hierdie profesie lees. Nou sê hy, nadat jy hom gelees het, lees is nie net genoeg nie, maar dit bewaar. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien het en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge betoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Hoor nou hierso. Vers 11. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Laat die regverdige regverdiger word. Laat die heilige
nog heiliger word. Nou ek wil so 'n paar oomblikke met jou gesels oor hierdie onderwerp. Ek gesels in hierdie dag van hierdie opname met 'n sekere persoon wie se vrou baie siek is. Sy het 'n kankeruitspraak oor haar liggaam en die dokters het gesê dat hulle moet tyd maak om saam met hierdie vrou te spandeer. So medies gesproke sê hulle, nie ons nie noodwendig God nie, maar medies gesproke sê hulle dat hulle kan vir haar niks doen nie. Hulle het ook gesê dat, of hy sê vir my dat hierdie vrou van hom is nie asof sy dit net blaatant aanvaar nie, maar wat sy wel doen is, sy is besig om haarself voor te berei, geestelik, dat sou dit God se wil wees, dat hy haar kom haal, dat sy sal reg wees. Ek wil vandag vir jou sê wat op kruis kyk, so hartseer as wat dit is, die enige of alle mense kry eintlik daardie voorreg om tyd gegee te word. En ek gaan 'n stelling maak. Dit maak nie saak hoeveel jaar jy op hierdie aarde is nie. Jy en ek het genoeg tyd en was genoeg tyd gegee deur God om ons lewe in plek te kry. Jy moet eenvoudig glo dat hierdie wêreld is nie ons tuiste nie. Hierdie wêreld, ons sing daai koortjie, this world is not my home. Die Bybel sê en Johannes skrywe, wie onreg doen, laat hom meer onreg doen. Buiten die toestand van hierdie wêreld en Suid-Afrika, buiten die argeloosheid wat daar heers in die harte van baie mense. Ek wil vandag sê op kruis kyk en op ons uitsending, dat baie mense het hulle vrees vir God verloor. Hulle sê van God net wat hulle wil. Ek praat ook in hierdie dag met 'n sekere vriend van my, wat vir my vra oor die eindtyd en juist oor Openbaring, en van Elon Musk en die eienaar van Apple en van Facebook, wat hande gevat het met Donald Trump. Ek weet dat nie een van hulle kan nou nie werklik praat van Donald Trump nie, maar van die ander drie is erkende ateïste, van die rykste mense op die aarde. En mens sal sê dat geld is mag. Maar daar is 'n vors op hierdie aarde. En jy kan het lees in 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Daar is 'n vors op hierdie aarde, baie sterker as al die rykdom, as al die presidente, as al die konings, is daar 'n groter mag op hierdie aarde. Natuurlik geen mag groter as die krag van die Heilige Gees nie, maar ek praat van 'n mag, naamlik die bloedgewaste, Heilige Gees gevulde remnant kerk van God, wat deel vorm van die teehouer. Hulle kan met al hulle geld nie maak wat hulle wil nie.
Hulle kan met al hulle aangestelde autoriteit, kan hulle niks maak nie. Tot tyd en wyl, die bruid, die bloedgewaste kerk van God, hier is ons die teehouer, wat hulle verhinder, om met volle oorgawe, hulle bose planne in werking te stel. Maar die tragedie is dit, en dis wat ek beleef en sien die afgelope tyd, is dat hulle wie onreg doen, nou meer onreg doen. Dit is een van die enigste hoofstukke van Openbaring 4, regdeur tot nou, wat weer relevantie het op die huidige mensdom soos ons vandag. En dit is waar God deur die pen van of Jesus deur die pen van Johannes ons waarsku en sê dat jy wat onreg doen, dis asof God jou aanhits om meer onreg te doen. Laat hy wat vuil is, skryf Johannes, laat hom nog vuiler word. Maar dan sê, laat die regverdiger word, en dat die heilige nog heiliger word. Ek wil vir jy sê, daar is geen keer vandag aan wat aangaan, nie net in die wêreld nie, maar in die kerkesektor, die absolute louheid, die vrees wat daar vir God in baie plekke nie meer is nie. Dit bly vir my 'n raaisel. Waarom mense God in gees en in waarheid nie wil aanbid en dien nie. Dit bly vir my 'n raaisel, dat kerk toe gaan vir baie mense 'n stokperdjie geword het. Dit bly vir my 'n raaisel, dat ons, wie die bloedgewaste, heilige gees gevulde bruid van Christus is, bewe vir dit wat die wêreld doen. Ek wil vir u sê, daar is meer krag in die dynamos kerk van die Here, as wat er ooit in enige atoombom kon wees. Ek wil hê dat jy sal luister. Terwyl ons hierdie kruiskyk opname doen, is daar mense daar buite, wat moet hoor vanmôre, of vanaand, dat God sê in vers 13, hy sê, ek is die Alpha en die Omega, ek is die begin en die einde. Daar is 'n lied wat die Gators sing, ek gaan nie net hulle nie, thank God I am free, washed in the blood of Jesus, I've been born again. As daar 'n tyd is, en ek voel ek wil dit vir jou sê, wat mense deur die pad van die wedergeboorte moet gaan en gedoop word, nadat hulle harte vir die Here gegee het, en goddelike bekering, dan is dit nou. Ek het al vir julle gesê dat 2025 beteken forgiveness of sin. Ons het verlede week by ons biduur, by tydens van hierdie opname, is dit weer ons biduur aand. Ons gaan 'n halfuur na hierdie opname, wat ek gepre-rekord het, gaan ons biduur hou, en ek wil oor hierdie onderwerp praat. Maar ek het so 'n week terug in ons biduur, het ek 'n lied gespeel hier op die skerm, Don't Let Me Cross Over God's Mercy Line. Ek wil vanaand vir Suid-Afrika sê, en waar hierdie uitsending ook al heen gaan, dis tyd dat we will man up, and that we will stand firm in the presence of God. Ons leef in 'n tyd, hy sê, salig is hy, wat die woorde van hierdie profesie, Openbaring, van hoofstuk 4 af, is 'n profesie, en ek wil vir sê, salig is hy, wat die woorde van hierdie profesie lees. Nou, luister baie mooi, dis aan ons geprofeteer, dat daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde.
Nie uit die mond net van 'n profeet nie, maar uit die mond van Jesus homself. Openbaring 3 vers 12 sê, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit daaruit gaan van die nuwe stad, wat sal neerdal, vanuit die hemel, tot op die nuwe aarde. Hoor wat ek vandag vir jou sê, mense wat gewoond is, om kerk te mis, gaan nader aan heeltemal kerk mis, dat hy wat vuil is, dan vuiler word, hy wat onreg doen, mense raak roekeloos. Ek het dit vir my broer nou onlangs gesê, en ek sê dit vir baie mense, en ek sê dit baie by voice clips, you can always make more money, but you can never make more time. Tyd behoort nie aan ons nie. Hoor vandag, op hierdie 8 uur uitsending, op Kruiskyk, daar is 'n boodskap wat ek gebring het, by een van ons bidure, en ek het gepraat oor die onderwerp, hou op God in sy gesig vat. Hou op die gestorte bloed van Jesus teruggooi, omdat jy God en mammon wil dien. Omdat jy nie werklik ernstig is. Vir baie kerke het plekke geword, waar boyfriends hulle girlfriends ontmoet. Baie kerke kan die kerk hou sonder disco-ligte wat flikker op die platform en smoke screens nie. Die gees wat ek ken, die heilige gees van God, het nie hierdie goeders nodig om te opereer nie. Mag die Here ons help. Hoor gou baie mooi. Wie onreg doen, laat hom meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Weet jy dat, hoe nader jy aan God leef, hoe meer veroordeeld voel jy deur sonde en ongeregtigheid. Weet jy dat daar mense is, hulle leuns wat hulle vertel, hulle goeders wat hulle doen, pla hulle nie. Terwyl ander mense oor klein goedjies slapelose nagte het. Dat hy wat rein is, reiner word. Heilig is, heiliger word. Regverdig is, regverdiger word. Maar ek wil vir jou sê, dat hulle wat vuil is, gaan vuiler word. Hulle gaan meer vloek, hulle gaan meer drink, hulle gaan meer steel. Dit sê Openbaring. Aan watter kant is jy? Aan watter kant is jou wending? Gaan jy vuiler word? Gaan jy skoner word? Gaan jy meer onreg doen? Of gaan jy heiliger word? Ek wil vir jou sê, Suid-Afrika, jammer vir hulle wat nie goed preek nie. Maar ek wil vir julle sê, dat sonder heiligmaking sal niemand die koninkryk van God beerwe nie. Jy behoort nie meer aan jouself nie, en wanneer dit gaan insink in die hart en die lewens van mense, weet ek nie. Daar is 'n God in die hemel, en laat hierdie presidente, en hierdie bishops, en hierdie popes, en al hierdie ministers wêreldwyd, laat hulle skuwe maak. So verragtig, wanneer alle skuwe gemaak is, het God die laaste skuif. In my lewe, en in jou lewe, het God die laaste skuif. Die vraag is, wat gaan jy maak, nou dat jy vooruit weet? My hart bloei. My hart bloei, as ek hoor, hoe dat mense roekeloos staan, teenoor hulle siel saligheid. Mense, die Here gaan kom. Hoor jy, vir hierdie pastoor vandag, hier uit KwaZulu-Natal uit, teen die hange van die Drakensberge, die Abiyomaberge, Jesus gaan kom. Vader, ek bid vanaand, vir elke ene wie ingeskakel het. Here, ons kan die siele red nie. Ons kan net siele na u toe bring. My gebed, Vader, is die volgende, dat u deur u groote almag vanaand
'n skuif sal maak in die lewe van hierdie persone wat kyk, terwyl ons ons hande opsteek en erken dat without you holding my hand, I can't even walk. Ek bid, Here, dat die Gees, die kosbare Heilige Gees, die naprediker sal wees van hierdie boodskap. Aan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding. Ons het U lief, Here, en ons dankie vir die voorreg. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Mag die Here U seën, en as dit die Here se wil is, praat ons volgende Sondag aan weer. Totsiens.